Numeri 14 vers 1 tot 12. Daardie nag het die hele volksvergadering aanhoudend gekla. Al die Israeliete was in verset teen Moses en Aaron en die hele vergadering het vir hulle gesê: As ons maar in Egipte of in hierdie woestyn gesterf het, waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring net om doodgemaak te word? Ons vrouens en kinders sal krygsgevangenes word. Is dit nie vir ons beter om na Egipte toe terug te gaan nie? Hulle het toe vir mekaar gesê: Kom ons kies 'n leier en gaan terug Egipte toe. Moses en Aaron het toe voor die hele vergadering van die Israeliete wat daar saam was op hulle knieë geval. Ook het Joshua seun van Nun en Caleb seun van Jefine, manne wat saam die land verken het, hulle klere geskeur en vir die hele vergadering gesê: Die land wat ons gaan verken het is 'n buitengewoon goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons, moenie vir hulle bang wees nie. Maar die hele vergadering het gedreig om vir Joshua en Caleb met klippe dood te gooi. Toe het die magtige teenwoordigheid van die Here by die tent van ontmoeting vir al die Israeliete sigbaar geword. Die Here het vir Moses gesê: Hoe lank sal hierdie volk my almag bly onderskat? Hoe lank sal hulle weier om op my te vertrou ten spyte van al die wonders wat ek onder hulle gedoen het? Ek gaan dit tref met die pes en hulle uitroei, en dan sal ek jou 'n volk maak groter en sterker as hulle. Hier in Numeri 14 lees ons dat die volk, die Israeliete, God se volk, ongelukkig is. Hulle kla by Moses, hulle kla by Aaron, want die verspieders wat Moses uitgestuur het om die land Kanaan, die beloofde land te gaan verken, het teruggekom met die berig dat die mense in die land baie groot is. Hulle is reusagtig groot, en nou raak hulle bang, en nou sê hulle: Hoekom het jy ons hiernatoe gebring, Moses? Ons moet liewer terug gaan Egipte toe. Kom ons kies 'n nuwe leier, kom ons vergeet van Moses, kom ons kies 'n nuwe leier en ons gaan terug Egipte toe. Ons gaan wees liewer slawe in Egipte as wat ons op die Here vertrou en die land inneem. Jy sien, die Israeliete het 2 groot foute gemaak. In die eerste plek het hulle gekla in plaas van dankbaar gewees vir dit wat God gedoen het. God het soveel vir hulle gedoen. Hulle was slawe in Egipte, maar God het hulle gered. Hy het hulle uitgelei uit Egipte. Hy het hulle deur die Rooi See laat trek. Hy het vir hulle kos gegee, kwartels en manna aan die woestyn. Maar hulle vergeet daarvan. Hulle sê nie vir die Here daarvoor dankie nie. Nee, hulle kla liewer omdat die mense in die land, in hierdie beloofde land, groot is en hulle bang is vir daardie mense. In plaas van dankbaar wees vir dit wat God gedoen het, kla hulle oor dit wat hulle nie het nie. En die tweede fout wat hulle maak is hulle vertrou nie op God nie. Ten spyte van dit wat God gedoen het, hoe hy hulle gered het, hoe hy die 10 plaae oor Egipte gestuur het, sodat die Farao hulle laat trek het, hoe hy vir hulle voorsien het. Hulle vergeet van dit alles. En hulle vertrou nie dat God vir hulle sal voorsien en hulle sal help wanneer hulle hierdie beloofde land moet binnegaan nie. En nou kan ons maklik sê, hoe kon die Israeliete so dom wees? Wat doen ons nie presies dieselfde nie? Kla ons nie dikwels in plaas daarvan dat ons dankbaar is teenoor die Here nie, in plaas daarvan dat ons seëninge tel nie? Vertrou ons elke dag die Here, of raak ons bekommerd en benoud? Die Here wil hê ons moet vandag terugkyk. Onthou so bietjie hoe hy nog vir jou gesorg het, elke dag daar was vir jou, hoe hy jou gedra het deur moeilike tye, en vertrou hom vir die toekoms. Al lyk die toekoms dalk donker, onthou, vir God is niks te veel nie, vir hom is niks te moeilik nie. Jy kan hom maar vertrou met enige iets. Here, ek kan bid U. Ek kom bely vandag voor U dat ek dikwels so gou is om te kla, so gou is om bekommerd te wees, en dat ek nie my seëninge tel nie, dat ek nie 'n dankbare lewe leef nie. Maar baie dankie vir alles wat U so middelik vir my gee. Dankie dat ek U ken, dankie dat U my vrygemaak het, dankie dat U my gered het. Ek loof U en ek prys U naam daarvoor. Help my om op U te vertrou, help my om vandag en môre en elke dag van my lewe op U te vertrou. Here, want U was altyd getrou. As ek vandag terugkyk en terugdink aan my lewe, dan weet ek, U was daar, selfs in die moeilike tye, juis daar het U my gedra, en U sal nie in die toekoms my in die steek laat nie. Ek vertrou op U, in Jesus naam. Amen.